Wat julle hier sien is suurmynwater, wat net eenvoudig uitloop uit ons myne uit. Ons is aan die einde van ons goudmynbedryf. Die myne begin weer vol water raak en die water begin uitloop. Saam met die piriet wat daar voorkom, die suurstof in die water vorm dit suurmynwater. Hierdie bedreig die water van Potchefstroom, want ek is op die Wesrand. Uiteindelik bedreig hy die Vaalrivier. In Johannesburg gaan daar een van die dae begin suurmynwater in die middestad uitloop. Die Oosrand weet ons staan op die punt om uit te loop. En dit is die grootste omgewingskrisis wat ons nog in die gesig gestaar het in hierdie land. Die vraag is, wat gaan ons daaromtrent doen? Gaan ons wag totdat dit 'n ramp word of gaan ons optree? Oor 'n paar weke van nou af gaan ek 'n storie doen oor suurmynwater. Maar hierdie week wil ek graag hê ons moet in Japan gaan kuier, aan die ander kant van die wêreld. Want dit is 'n nasie wat ook 2 groot krisisse beleef het. En as gevolg daarvan besluit het om onomkeerbaar hulle manier van omgaan met die omgewing te verander. Ons kan baie by hulle leer. Die vraag is, gaan ons dit doen of gaan ons wag tot ons eie tragedie ook ons tref? Japan is baie anders as ons in baie opsigte. En ek was bevoorreg om as deel van 'n groep internasionale joernaliste te gaan kyk wat ons by hulle oor die omgewing kan leer. Ons gasheere was JICA, oftewel die Japaneese Internasionale Samewerkingsagentskap. JICA is 'n privaat beheerde staatsliggaam van die Japaneese regering. Dit is 'n hulpverleningsorganisasie wat geld en ander soort hulp gee aan ontwikkelende lande. Baie soos die Wêreldbank, net effens klein. Terwyl hulle skaars die helfte van die personeel het, gebruik hulle elke jaar amper dubbel die hoeveelheid geld van hulle Amerikaanse eweknieë, USAID. Japan het nie 'n weermag nie. En 'n mens sou kon sê dat JICA befonds word met die geld wat in ander lande op militêre toerusting en personeel spandeer word. En hierdie keuse om ander lande te help in plaas van om oorlog te maak, is maar net een van 'n reeks groot veranderings wat veroorsaak is deur die Tweede Wêreldoorlog. Maar laat ek liewer by die begin begin. Met 'n bevolking van meer as 12 miljoen mense, van wie die meeste geen Engels of Afrikaans kan praat nie, is Tokio nogals intimiderend. Veral as jy besef die strate het nie name nie en geboue word bloot genommer in die volgorde waarin hulle gebou is. Shinjuku is die wêreld se besigste stasie met omtrent 1 miljoen mense wat elke dag daardeur beweeg. Gelukkig staan ek darm kop en skouers uit bo meeste Japanners. En gelukkig is hulle nie mense wat stamp of stoot nie. En is fascinerend om te sien hoe georden alles gebeur. Amper soos in 'n kolonie reismure met elkeen wat sy plek ken. En selfs die tradisionele het nog plek binne in hierdie hipermoderne stad. Dit is immers een van die oudste bestaande beskawings op aarde. Die stad is silwerskoon en het amper geen misdaad nie. Rook is amper oral verbode en word selfs buite net op sekere straathoeke geduld. En is onwettig om sigarette in jou besit te hê sonder dat jy ook jou eie draagbare asbak het. Sommer gou, selfs binne in JICA se gebou, is dit duidelik dat dinge hier anders werk as tuis. Die hoflikheid is die opvallendste. Jy kan enige iets van koue koeldrank tot warm koffie by 'n masjien koop. En die ry asblikke is byderhand en word mooi gemerk vir ons vreemdelinge, sodat jou blikkie nie dalk by die bottels beland nie. In Johannesburg sorteer ons darm al deesdae ons afval min of meer in 3 groepe. Maar in Tokio word gewone huisafval in 8 kategorieë verdeel, nog voor jy dit op straat sit. En dan moet jy dit nog mooi toemaak ook, dat wind of honde dit nie kan bykom nie. Herwinning is tweede natuur hier. Ek wil self sê, dis mode. En 'n teken van beskaafdheid. Die woord rommel is weg uit hulle woordeskat, en hulle sien dit as 'n natuurlike hulpbron. En hulle wil graag die manier van dink met die ander aardbewoners deel, want op die ou end gaan dit tot ons almal se voordeel wees. Ek wil nou nie dinge oorvereenvoudig nie, maar die rede waarom Japan al hierdie tyd, geld, kennis en moeite op ontwikkelende lande spandeer, is tweeërlei van aard. Aan die een kant is dit natuurlik so dat hulle, veral as mens in ag neem hoe baie mense hier bly, 'n baie klein landjie is, wat nie genoeg natuurlike hulpbronne het om hulle self naastenby mee te onderhou nie. Natuurlike hulpbronne wat in ontwikkelende lande voorkom en onderbenut is. Maar dis darem nie alrede nie. Die moderne Japaneese is ook wêreldwyd bekend vir hulle hoflikheid, vir hulle omgee, vir 'n samelewing
wat werk omdat hy in 'n groot mate geskoei is op 'n beginsel van respek vir die ander. En hierdie omwenteling, hoewel dit ook al vir eeue in hulle godsdienst voorkom, het hoofsaaklik gebeur aan die ander kant van Japan in die Tweede Wêreldoorlog, by 'n plek met die naam Hiroshima. Ek land in Hiroshima op 'n kulturele dag by die JICA sentrum. Die plaaslike ouetehuis met hoofsaaklik nog mense wat die bom oorleef het, sing Japaneese liedjies oor kersiebloeisels, terwyl almal speletjies speel. Chopsticks is nie kinderspeletjies nie, en ek leer liewer om papierkraanvoëls te vou. Eers die volgende dag sou ek uitvind dat papierkraanvoëls vandag wêreldwyd 'n vredesimbool is, juis oor Hiroshima en die bom. Ten tye van die oorlog het die stad Hiroshima sowat 300.000 mense gehad. Om 7:15 op 6 Augustus 1945 het hulle lewens vir altyd verander. .13 vierkante kilometer van die stad is oombliklik totaal uitgewis, met ongeveer 70.000 mense wat dood is aan brandwonde en bestraling. Binne die volgende 4 maande het die dodetal tot 140.000 gestyg. En selfs vandag, amper 70 jaar later, beswyk mense nog steeds aan die nagevolge. Ek staan hier by die Vredesmonument in Hiroshima, presies op die plek waar die ontploffing plaasgevind het. Hieronder is 2 kamertjies wat vol boeke is en daarin is al die name opgeteken van almal wat tot op datum al gesterf het as gevolg van die ontploffing of die gevolge daarvan na die tyd. Tot op hede is daar reeds 250.000 mense oorlede. Die bom het die siege van die Japaneese nasie vir altyd verander. Direk na die Tweede Wêreldoorlog het die Japaneese hulle grondwet herskryf en vir altyd afstand gedoen van die reg om oorlog te maak en om oorlog te gebruik in 'n poging om internasionale geskille mee op te los. Hulle het besluit om nie weer 'n volle weermag te hê nie, maar net 'n selfverdedigingsmag. Van nou af wou hulle 'n voorbeeld en kampvegter word vir wêreldvrede. Hierdie kunswerke is van mense wat die bom oorleef het en vorm deel van die herinneringsmuseum. Die kindermonument met sy vredesklok is opgedra aan die dogtertjie Sadako wat aan kanker beswyk het toe sy 12 was as gevolg van radioaktiewe bestraling. Haar beste maatjie het aan Sadako vertel dat as sy 1000 kraanvoëls uit papier kon vou, haar wens om te genees waar sou word. Sy het moedig probeer, maar is dood toe sy maar 600 gevou het. Nie ver hier vandaan nie, in Kyushu-eiland, die mees suidelike eiland van Japan, het daar 10 jaar later nog 'n dramatiese voorval gebeur. Hierdie keer was dit nie 'n bom nie, maar eweneens mensgemaak en nog iets wat vir altyd die manier verander het waarop die Japaneese samelewing kyk na hulle verhouding met ander mense en met die natuur. Minamata is 'n klein vissersdorpie omring deur berge en klein eilandjies. Die idilliese prentjie met die spieelgladde water laat dit lyk of hier nog nooit onheil was nie. Maar gou sou ek leer dat selfs die kleurvolle klein boedaatjie wat die visser se vangste moet beskerm, nie om dowe neute hier staan nie. Hier rond
kon jy op 2 maniere 'n bestaan voer. Jy kon vis vang of jy kon by Chiso werk. Chiso het in 1908 begin as 'n kunsmisfabriek en het gou ontwikkel tot die grootste nywerheid in die streek. Meeste gesinne hier rond het beide vissers en Chiso-werkers gehad. En toe begin mense siek word en doodgaan aan 'n geheimsinnige siekte. Dit was 'n neurologiese siekte, soos 'n baie erge epilepsie, en al hoe meer mense het begin sterf. Die staat het Minamata en veral die siekes onder kwarantyne geplaas, uit vrees dat die onverklaarbare siekte dalk aansteeklik was. Navorsers van die universiteit het kort voor lank 'n skakel gevind tussen die vis wat die mense eet en die siekte, met 'n vermoede dat dit 'n soort swaar metaalvergiftiging was. Terwyl dit 'n stigma aan die hele vissersbedryf laat kleef het baie mense begin vingerwys na die fabriek en sy afvalwater wat hy in die baai stort. Aanvanklik wou niemand geglo het dat die siekte iets te doen het met die bestaan wat hulle al die jare gevoer het nie. Hierdie pragtige, stil water met al sy baie vis en sy skulpvis, dat dit dalk sit agter die siekte nie. Net so het baie mense wat in die dorpie gebly het nie aanvaar dat die maatskappy, wat by verre die grootste werkgewer in hierdie hele omgewing was, ook verantwoordelik was vir die siekte van baie nie. Dit het gelei daartoe dat die hele gemeenskap in twee begin skeer het. Aan die een kant was die wat vir hulle brood afhanklik was van die maatskappy en aan die ander kant was die slagoffers. Die fabriekwerkers was bang om hulle werk te verloor en die staat was bang dat die fabriek sou bankrot speel. Gou het gemeene gerugte in Minamata begin rondloop oor die siekes, sodat mense selfs hulle eie siekes begin wegsteek het en in die geheim gaan begrawe het. En dit het nie gehelp om uit die dorp te vlug nie, want niemand in Japan wou iemand aanstel of huisves wat van die vervloekte dorpie afgekom het nie. Selfs vandag is hier nog baie mense wat dit goed onthou. Dis laat aand toe een van Jaika se base my bel en oornooi na 'n klein visrestaurantjie in die onderdorp. Hoewel klein, is die chef glo dwars oor Japan beroemd vir sy tradisionele visgeregte. Ons gesels eers hieroor en daaroor oor 'n glasie ryswyn, terwyl ek skrikkerig proe aan die voorgereg. Hulle verseker my dis veilig en ek verwonder my oor hoe vinnig ek self deel geword het van die diskriminasie teenoor die dorpie. Maar dan begin die chef vertel hoe dit niks vreemds is nie. As jong man in die tyd van die siekte het hy probeer wegkom en gaan werk soek in die stad Osaka. 実際自分たちが小さい頃、そこの窒素の前にたくさんの人たちが、漁民の人たちがピケいわゆるなんかな玄関の前に並んでね。When he graduated high school, he went to Osaka to work. Everybody said that their original place, but he couldn't tell he was from Minamata. Why not? Because of Minamata disease, so he was hesitating to tell to the people that his original place. おそらくそうだと思います。それと一つはもし水俣からっていうことを When they applied to work, even they are accepted of work, probably they would be isolated, like a separated quarantine place. So contagious disease at the time there was so there was so many problems about that. Dis lank na middernag toe ek terugkeer hotel toe en my kop is vol gedagtes. Ek het dan nog altyd verstaan dat Minamata juis 'n voorbeeld is van 'n omgewingsvriendelike stad. Hoe op aarde kon hulle die beeld as giftige plek afskud? Min het ek toegeweet presies hoe verstommend die ommekeer regtig was en wat hulle nog als moes deurmaak om daar uit te kom. Maar kom ons los dit vir volgende week se storie. En glo my, dis iets wat ook jou mond sal laat oophang en 'n les wat ons almal moet leer in Suid-Afrika. Net hierna Quentin met die eerste van julle kykerbydraes vir die seisoen.